Daddy Issues, deel 2. 2 Korintiërs 14 vers 11. Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons. Wow, hoe mooi is dit? Niemand kan help soos God tussen die magtige en die kragtelose nie. Dalk voel jy magteloos. Dinge soos, ons het al vir jare nie kommunikasie nie. Dinge soos, dis al my hele lewe so dat my pa my verwerp het, maar my boeties en sissies word aanvaar. Dinge soos, ons het al soveel woorde gewissel, wat soveel konstante lacerating skade doen in ons verhouding. Daar is geen meer salf te smeer aan hierdie verhouding nie. Dalk is dit 'n pappa wat 'n nuwe familie aangeneem het, en jou net bloot heeltemal kant toe geskuif het. Dalk gaan dit al vir so lank aan. Jy het al die droom opgegee om 'n goeie verhouding met jou pa te hê. Dalk is jy so al gewoond net om hom te sien elke tweede Kersfees, en selfs op hierdie feestelike geleentheid is die atmosfeer so stram, jy kan die gitaar speel op die energie se stram snare. Dalk het daar al soveel water onder die brug geloop, dat jy kan al diepsee scuba daar gaan duik. En nogtans bly die verhouding verbreek. Dalk is jy die kragtelose teen die magtige, gebroke verhouding. God het op hierdie punt vir koning Asa, wat die gebed gebid het, so radikaal gehelp. The stakes were so high. Koning Asa het 580 voetsoldaatjies met spiese gehad. Die vyand was 4 miljoen swaar gewapende soldate op strydwaans, op chariots. En wie het gewen? Die kragtelose, die voetsoldaatjies. En hulle het 'n groot byt gekry. So net soos met die geval van koning Asa, verklaar ek ook nou al hierdie radikale oorwinning oor die daddy issues. En dat daar so groot byt daarin sal wees. Ons sal nie net wen nie, ons sal meer as oorwinnaars wees. Ons verhouding sal sterker wees. Die byt sal byvoorbeeld wees, daar sal films gemaak word van goeie pappa verhoudings. Boeke geskryf word van die verhaal van daddy issues to daddy wishes. Dat ons dalk mooie liedjies kan skryf van 'n sterk pappa-dogter verhouding, wat meer hartsnare roer as butterfly kisses. Dalk kan daar Nobelpryse begin uitgedeel word vir paas van die jaar. Pappas wat werklik die voortou geneem het met goeie vaderskap. So op die onderwerp van Nobelpryse. Ek het 'n baie natuurlike, gesonde obsessie met die Jode. Hulle het net omtrent iets anders rondom hulle. Die Jode is algeheel die mees suksesvolste nasie op die aarde. Soos byvoorbeeld, kom ons kyk net na die hoeveelheid Nobelpryse wat hulle al ontvang het. Van die internet af. Jews make up only 0.02% of the world population, yet comprise 22% of the Nobel laureates. Ek het jare terug die wonderlike voorreg gehad om saam met 'n Messiaanse Joodse familie 'n Shabbat te vier. Hulle pragtige 4-jarige dogtertjie was natuurlik my gunsteling by die ete. En die hoeveelheid liefde wat ingestort is op die dogtertjie was op sigself 'n Nobelprys werd. Alhoewel die dogtertjie 4 jaar oud was op daardie stadium, het die pa haar alreeds weekliks geseën dat sy eendag 'n goeie, deegsame, virtuous man sal kry. Ek glo dit is so sentraal in die Joodse nasie se suksesverhaal. Die pappas wat so betrokke is en weekliks 'n seën uitspreek oor die kinders. Mag ons boere Afrikaanse volkpappas wat so min met emosie lewe, meer intieme verhoudings met hulle dogters hou as die voorbeeld wat ek jare terug gesien het op daardie geseënde Vrydag aand. Ken jy die liedjie
come on, join the locomotion. Dis werklik die tipe van gees wat ek tans ervaar met die gebeure vir Daddy Issues. Ek weet dat Lewende Woord beplan 'n groot familiedag vir Oktober 2017. En ek ervaar dit werklik so sterk in die gees, dat dit is nou die tyd om te begin bid vir families. Nou dat ons egskeidinggetalle so hoog is, dis 'n fisiese bewys en statistiek van die verbrokkeling in families, in verhoudings. So jy het nou die uitnodiging. Gaan jy deel wees en so ook vir jou hemelse skatte bymekaar maak. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. Eer jou vader en jou moeder. Ek het 'n woordstudie gaan doen oor die woord eer. En dit beteken to be heavy, be weighty, be grievous, be hard, be rich, be honorable, glorious, burdensome, honored. Gewoonlik gee die dieper betekenis van die woord ook 'n leidraad met die eerste keer wat die woord in die Bybel gebruik word. Genesis 18 vers 20. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot en hulle sonde is waarlik baie swaar. Die woord hier baie swaar is dieselfde woord in Hebreëus as eer. Dis nogal scary, nee. So my interpretasie, but I stood to be corrected, dat die verhouding wat jy het met jou pa intensifiseer alle ander verhoudings wat jy het. So indien jy 'n goeie verhouding met jou pa het, sal al jou ander verhoudings ook beter en meer geseënd wees. Maar die ander kant van die muntstuk is ook waar. Wanneer jou verhouding met jou pa maar hakkelrig is, sal alle ander verhoudings ook maar hakkelrig wees. Maar hier is een van my gunsteling gebede om te bid. God, maak dit asseblief maklik om my pa te eer. Net soos Jesus op die toneel gekom het, nadat die vissermanne die hele nag gesukkel het om vis te vang, en toe Jesus op die toneel gekom het, was die visvangs maklik. Bid ek ook nou, dat God dit sal maklik maak vir my om my pa te eer. Sagaria 4 vers 6. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, so sê die Here van die leerskare. Hierdie versie sê ook vir my dat dit sal maklik wees, deur God se gees, nie met krag, energie of baie geweld nie, maar maklik. Dalk kan God vir ons aanknopingspunte gee, sodat ons makliker met mekaar kan connect. Dalk dieselfde belangstelling, stokperdjies en passies. Dalk kan God vir ons love goggles oplos, sodat ons mekaar kan aanskou met genade. Rit 2 vers 2. Die een in wie se oë ek genade sal vind. Dalk kan God ook maak dat ons net die beste in mekaar sien, dat ons so verlief sal raak op die God spark wat daar is in mekaar se oë, dat ons ook met plakate voor hulle sal staan soos in Love Actually. To me, you are perfect. En ook op daardie onderwerp. Ek weet ook dat kritiek, beledigings of selfs net die versuiming van 'n kompliment van die vaderfiguur los baie diep lacerating wonde. So ek wil ook nou graag daarvoor begin bid, dat God, soos met die verhaal van Biljam en Balak, 'n vloek kan kom omdraai in 'n seëning,
dat God ook al die kritiek sal omdraai. Dit wat in die verlede was, die hede en die toekoms van vaderfigure. Dat ons identiteit sal herbevestig word in Christus. Die volgende video sal kortliks volg.